Hi, ek is Rochelle Fourie en hierdie is my Hartklop So podcast en ek is ongelooflik opgewonde om vandag se gas aan julle bekend te stel. Sy is 'n beroepsvrou, 'n ma van 3 kinders, 'n spanleier in die kerk. Sy is baie lief vir Jesus. Al haar getuienisse wat sy al met my gedeel het, haar stories wat sy met my gedeel het, laat jou mond oop hang en dit is hoekom ek nie kon help om haar hier te hê op my bank vandag nie. En sy is ook 'n deeltydse sanger. Sy sal ons dalk bietjie meer van dit vertel. Die eerste keer toe ek Tilly ontmoet het, dis ons gas vandag, was by 'n kamp gewees en die eerste woorde wat ek vir haar gesê het is, "Joh, maar jy lyk soos 'n Mamma Mia tannie." So hierdie is my Mamma Mia tannie. So ek gaan begin deur te sê, "Somewhere in the crowd there's you." Hallo Tilly, Hallo Rochelle, Dis baie so lekker om dankie. hier te hê. Dis vir my 'n baie groot voorreg om hier te wees. Baie dankie. Al die pad van Pretoria af. En Ja. jy kom hiernatoe na my toe. Jy is vir my so spesiaal. Ek dink vir mense gaan nou nie weet eers ons verhouding ons nie, maar ons het nou gepraat bietjie oor 9 Augustus is ons 1 year anniversary wat ons eintlik vriendinne is, maar ook Dis jy's soos 'n mamma vir my en 'n geestelike mentor vir my. Op my gebedsspan as ek 'n praatjies moet gaan doen en dan stel jy altyd soos, ek staan agter jou, ek bid vir jou. En dis ook hoekom ek Tilly vandag genooi het om op hierdie bank te wees met jou wysheid, jou liefde vir Jesus, jou getuienisse, jou stories. Is so inspirerend en ek dink net soos wat Tilly in my lewe my stuur, lei, raad gee, dink ek gaan Tilly vir soveel baie ander mense doen. So ek's baie opgewonde om Tilly hier te kan hê vandag. Dit is regtig vir my 'n groot voorreg. Dankie Rochelle. Okay, so ek gaan wegspring met 'n vraag wat ek vir al my gaste vra. Dit gaan nou gepaard met ons naam en my Hartklop So en die rede agter dit. En ek wil vir Tilly vra, as Tilly nou kan mooi dink, as ek vir Tilly vra, hoe klop jou hart of vir wat klop jou hart? Verstaan Tilly die vraag, want ek moet baie keer verduidelik. Of Tilly net vir my kan sê soos wat is Tilly se passies? Hoe klop jou hart en net bietjie verduidelik wat dit is en hoe dit lyk. Ja, ek dink my hart klop definitief vir mense. Ek is verskriklik lief vir mense. Ek is 'n mens en gemaklik in enige iemand se geselskap. So en veral vir gebroke mense, mense wat regtig deur moeilike tye is. Ek hou daarvan om hulle weer op te rig en te inspireer en hulle vertel, daar is 'n beter weg. Daar's altyd 'n beter weg, daar's altyd 'n uitweg en dit is absoluut Jesus. En hulle as hulle daarin vasklou en hulle hoop daarop sit, dan is daar definitief altyd 'n beter pad vir ons almal. So ek hou veral daarvan om met vrouens te werk. Vrouens wat maar al seer gekry het in die lewe, deur verwerping is. Om hulle te inspireer, omdat ek alself 'n pad gestap het en regtig al ietsie van alles beleef het. Ja nee, kyk. Kan ek goeie raad gee, glo ek. Ja. En alles natuurlik word geïnspireer en en dit wat ek al bereik het en dit wat ek al gesien het, wonderwerke wat ek al gesien het gebeur. Ons verstaan nie altyd dat ons deur goed moet gaan nie. Ons verstaan nie altyd waar God in alles is nie, maar ons moet net rustig raak en weet hy is daar en hy's besig om in die agtergrond, iets te doen vir ons. Ja, dis mooi Tilly, want ek onthou toe ek en Tilly die eerste keer ontmoet het nou by Affieland en ons het gebond om 'n tafel waar ons 'n bakkie moes gevat het en jy breek ons het 'n verfkwassie gehad, 'n blikkie goue verf wat ook aan gom, daai gom, ek weet nie of Tilly kan onthou, daai gom. Ja nee, dit was 'n missie geweest. 'n Missie en hy plak, as jy hom stiek, dan stiek hy, nee, dis eintlik baie cool wat ek dit nou noem. Ja. Maar ons het toe nog my ma het se geniet en Tilly hulle het so gestaan. Ek onthou nog my mot so wyd speel en sy gaan nou hierdie ding kap en so breek die bakkie en is kom stukkietjies en die vrou verduidelik toe ons moet nou die bakkie weer reassemble. Ons moet hom nou weer maak en ons moet nou gom plak. Maar wat ons nie geweet het nie, as jy daai gom so sit en jy plak hom, jy kry dit nie, jy kan hom nie jy moet baie seker wees van jou saak om hom te plak. Ek onthou ek weet nie of Tilly se vriendin of Tilly was wie se bakkie so klein bietjie oorgesteek het nie, want die gom het te vinnig geplak nie. Iemand op ons tafelsin was so, ek weet nie of dit my ma was of Lia nie. Ek onthou Lia het 'n gat gehad. Ja, haar het 'n baie groot gat. Ja. En
Tilly het nou gesê Tilly se hart klop vir gebroke mense en dit het my nou laat dink aan hoe ons eerste ontmoet het van hierdie bakkie wat ons gebreek het en die simboliek agter dit is ons almal het gebroke dele en die Here soos hierdie gom wat jy weet alles weer restoreer en alles en dit is soos my one word en dit waarvan ek hou maar soos hy kom alles en hy restore dit en wanneer hy dit restore dan bring hy hierdie goue verf of wat ook al en hy laat dit mooier lyk en ek weet nie of Tilly kan onthou toe praat ons bietjie oor mekaar se bakkies en wat ek opgelet het en interessant was soos elke persoon het 'n opinie gehad oor die een vrou het gesê ja kyk al my stukke ek het mos baie probleme in my lewe Tilly se vriendin se bakkie en my ma se bakkie het mos net in drie of drie stukkies. Hulle het die maklikste bouwerk gehad en hulle was nogal baie gelukkig daarmee want ons het al hierdie harde werk gehad met al ons duisende stukkies en hulle het net 2 stukkies gehad en hulle sê nee wat ons het min probleme ons sit dit maar by mekaar. En dit het my ek het so opgelet hoe almal so gepraat het oor hulle stukkies wat gebreek het. En I read the room en ek het toe agtergekom soos okay, hierdie vrou praat oor al haar baie stukkies en daar's dalk bietjie meer seer en hierdie net 2 stukkies, so daar's dalk 1 of 2 gebeurtenisse wat plaasgevind het. En so toe ons dit nou begin assemble, toe begin almal kla. Hy plak net nie reg nie of kyk nou weer maak ek al weer 'n fout en dis maar hoe die lewe werk. En jy leer so eintlik so in daai aktiwiteit so baie van die mense leer ken en toe almal nou begin verf het. Dis waar die komplimente begin uitkom het. Nee maar Lia, ek hou van die gaatjie in jou bakkie. Dit laat hom uniek maak dat die lig kan deurskyn. Toe begin ons almal so simboliek vir elke persoon se bakkie kry en begin mekaar komplimenteer en is eintlik so interessant want dit was 'n ding wat stikkend was wat jy assemble het met 'n bietjie verf nou weer toegemaak het en nou begin die komplimente vloei. Ja. So Tilly het nou gesê Tilly se hart klop vir gebroke mense. Ek wil bietjie net by Tilly hoor oor hierdie aktiwiteit en hierdie gebroke soos al ons stukkies, die dinge waardeur ons gaan. Soos en ek het nou al van jou getuienisse gehoor en een ding wat ek net nie kan begryp deur alles wat Tilly al gegaan het in hierdie leeftyd. Het ek jou ontmoet daai dag en daar's soveel joy in Tilly en ons altyd hoop in Tilly. Die woorde wat jy spreek is altyd positief. En ek kan dit nie verstaan deur alles wat jy al gegaan het, hoe jy nie jou rug op die Here gedraai het nie en hoe jy ook soos hierdie spesifiek hierdie bakkie, die gebrokenheid net kon die Here toelaat om dit te restoreer en dit is hierdie mooi ding wat jy elke keer kom en vir mense kom bied. Hoop, raad, liefde, vriendskap. So ek wil net 'n bietjie by Tilly hoor soos hoe kry jy dit reg soos om hierdie gebroke deeltjies van jou en jy bly nog steeds so positief en ja. Rachel, weet jy mense kan nooit jou rug op die Here draai nie en omdat ek al gesien het wat hy in my lewe vir my beteken het en in moeilike tye wat ek deurgegaan het, het ek altyd net hom gehad om na toe te draai. En soos ek nou gesê het, jy weet, 'n mens verstaan nie altyd hoekom jy weet wie jy is en jy weet wie jy is in die Here. En jy weet jy's 'n goeie mens en jy's goed vir ander en jy's lief vir ander mense. Dan verstaan jy nie hoekom moet iets keer op keer met jou gebeur nie. En dan kom die vyand natuurlik en hy vertel vir jou, maar dis jy en jy weet, jy's die probleem en allerhande leuns en dis daar waar 'n mens moet sterk staan en dan jy weet na die Here toe moet draai en dan besef, maar dit is nie jy nie. Die Here is daar vir jou. Hy lig jou op. En soos ek gesê het, hy sal altyd in die agtergrond besig wees met iets mooi, iets nuuts. Want as ons ook nie deur hartseer gaan nie en gebrokenheid gaan nie, hoe gaan hy jou gebruik as 'n instrument later vir dit wat jou doel is waarvoor jy op aarde is. Nie dat ek sê die Here jy weet laat mens deur moeilike of slegte tye gaan nie, dis nie wat hy vir ons bedoel het nie. Maar op die ou einde van die dag gaan hy altyd die eer kry, want daai gebrokenheid wat dan heel word en daai goue draadjies wat jy weet op die einde van die dag alles bymekaar sit, is dan om ander mense weer jy weet op te rig en te help en te inspireer deur die pad wat jy gestap het. En hy het nog altyd, jy weet, altyd weer iets moois uit alles gebring. So en dit voel vir my dit is die ding. Nie alle mense het die vermoë om so oor die dinge te kan dink soos wat hulle oor die dinge dink nie. Want daar's kan een gebeurtenis, een trauma, een geskiedenis net so en mense besluit God is nie goed nie. Ek het altyd vir my kindertjies op skool gesê en sê ek vir julle moet besluit, is God goed of is God sleg? Want een ding wat hy is hy's konstant.
So as hy Okay. goed is hy altyd goed, ongeag van jou omstandighede, dit wat jy deurgaan. En as jy besluit hy sleg gaan sy, nou maar, dan is jy eintlik wrong, maar dan is dit sleg. Maar jy Ja. kan nie op grond van wat met jou gebeur, jou sukses, jou trauma, gebeurtenisse, hoe mense hanteer, jou emosie, hoe jy voel, in God se karakter inklim nie, want hy's consistent. En nie almal kan dit voel nie en verstaan nie. En ander ding is, Tilly sê nou, Tilly glo nog steeds die Here gebruik daai gebroke stukkies en al daai dinge. En ons het gisterand oor dit gepraat, maar ek dink juist die feit, en dit is ek ook baie keer vir mense probeer sê of leer, dat verstaan, my lewe is daar ook al seer wat gebeur het, en daar is ook al moeilike goed wat ek deur gewerk het, en ek weet dat mense dit nie vergelyk nie, maar ek dink Tilly het 'n baie rowwer pad gestap as wat ek gestap het, maar nog steeds is dit daai seer, maar as mense dit kan leer om daai te vat, soos dis daai goed wat jou enable, om oorkant iemand te kan sit, en actually compassion te kan hê vir 'n ander persoon, om te sê, weet jy, I've been there, ek verstaan dit, sê nou maar soos verlies, of verwerping, of seer, want as mens nie deur daai goeie stap nie, en iemand kom vertel vir jou van 'n hartbreek, en jy het toch selfs nooit een ervaar nie, hoe kan jy sit oor kan daai persoon van regtig met jou hart voel, soos jog, daai pyn, wat, so as Tilly praat van verwerping, kan ek oor kan Tilly sit, en ek was al deur ongelooflike seer verwerping in my lewe, en ek kan letterlik 'n traan blik, en ek kan so sê, soos ek weet presies waarvan jy praat, maar hierdie is hoe ek uit dit uitgekom het. En dit is my so hartseer hoe baie mense eerder hulle rug op God sal draai, as wat hulle sê, weet jy wat, dit het met my gebeur. Ek sê altyd ook vir my kids, ek praat nou baie oor hoe ek in die skool vir hulle raad gegee het, maar ek het altyd vir hulle gesê, dit help nie, want wat ek baie, en ek tel nie nou vir myself of jy saamstem of nie, maar dit help ook nie jy, die goed wat jy deur gegaan het in jou lewe, die stikkenheid, die verwerping, die seer, baie keer probeer mense dit agter jou sit. En ek het al agtergekom, dit werk nie, want soos die vyand gebruik altyd so 'n bietjie jou verlede of gebeurtenisse kom relive, of ek weet nie hoe nie, maar daai goed is nuwe idees. Ja, en die goed pop altyd op. Ek weet nie hoe nie. En ek het net geleer, die dag toe ek besluit het om actually my verlede, my gebrokenheid, die goed wat ek deurgegaan het, deel van my storie te maak. It happened. Ek kan nie dit vermy in my kop dat dit nooit gebeur het nie. En ek maak 'n deel van my, en ek vat dit en ek gebruik dit actually 'n tool om mense te kan help, en nadat ek bring aan die Here, kon ek baie meer in vryheid en in freedom en in victory leef. Want jy het dit basies aan die lig gebring. Ja, dis absoluut. So ek sal dit vir hulle channel, dit wat jy gebeur het, enige pyn, enige trauma, al daai goeie, jy kan dit nie unwrite nie, dit was so. Maar met God kan hy dit nuut kom maak, en hy kan dit gebruik vir 'n testimony. Ek wil by Tilly hoor, soos, dink Tilly jou keuses en jou besluite, en daai tipe goeders, en die foute wat jy al gemaak het in jou lewe, en kom ons sê nie keuses nie, maar jou verkeerde keuses, of wat ook al, dink Tilly dit definieer jou as mens? Glad nie, ek dink glad nie dit definieer jou as mens nie. Die lewe bestaan uit keuses, en jy weet, as mens, veral as mens jonk is, en jy het nog nie daai lewenservaring nie, dan is dit baie maklik om, kom ons noem dit, verkeerde keuses te maak. Maar dis nie te sê, jy weet, as gevolg van jou keuses, en dinge gebeur met jou, dat dit noodwendig jou definieer nie, en dat jy nou 'n slegte mens is nie. Solank jy weet wie jy in God is, dit is die belangrikste, want God ken jou, hy ken jou hart, hy weet wie jy is. Mense daar buite kan ongenaakbaar wees, jy weet, hulle kan hulle eie opinies oor jou hê, maar hulle het nie in jou voetspore gestap nie, hulle het nie jou skoene aangehad nie. So, op die ou einde van die dag, maak dit nie saak wat mense van jou sê nie, maar wat God van jou sê, dit is wat saak maak. So, solank jy weet wie jy is in hom. En wat 'n raad sal so Tilly vir 'n jong vrou of 'n jong meisie gee wat nie altyd voel sy maak die regte besluit of die regte keuses nie? Hoe kan mens goeie keuses in jou lewe maak? Op eintlik enigiets. Ja, kyk, ek dink die heel eerste ding wat ek sal sê, jy is in die baie bevoorregte posisie dat jy op 'n baie jong ouderdom reeds jou hart vir die Here gegee het. So jy het 'n pad gestap, en jy weet wat is die regte keuses, en wat is die regte pad, en Gees geïnspireerd. So ek dink as ek kan sê, en as ek enige raad kan gee vir enige jong meisie, om so gou as moontlik, wanneer hulle regtig hulle hart vir die Here gee, 'n verhouding met hom te bou, en Gees geïnspireerd,
te wees en te bid en te vra, wat is die Here se keuse vir jou? Want op die ou einde van die dag ken hy ons pad en is dit 'n pad wat ons stap. Maar dis baie meer hoe kan ek sê veiliger om dit saam met Jesus te stap. Ja. Want jy kan dit nie alleen doen nie, want dit is wanneer jy dan jou eie keuses maak sonder om hom te ken daarin. So ek sê jy moet altyd die Here ken in al jou keuses. Jy weet op besigheidsgebied, op verhoudinggebied, op enige gebied, eers by hom hoor, jy weet of dit die pad is wat hy vir jou uitgelê het. So dit sal my raad wees. So ja, laat iemand saam met jou bid en vir jou 'n profetiese woord gee. Jy weet om net te bevestig die rigting waarin jy gaan en jou besluit wat jy wil neem is die regte besluit. Want baie keer voel ek mense het nie geduld om te wag op die Here. Absoluut. Dan kom ons dan lei dit na mense maak verkeerde besluite of al daai goeders of hulle probeer justify nee, dit kan nie die Here gewees het wat nou. Want ek het eendag 'n preek gekyk waar die ou sê wees ek dink dit was nog Dangerous Prayers of so ietsie van Craig Rochelle wat hy sê soos wees versigtig wat jy bid voor. Want baie keer bid ons en ons vra die Here vir goed, maar dan moet ons ook oop wees vir wat hy vir ons sê om te doen. En dit gaan nie altyd iets wees. En wat jy gaan moet hanteer daarna. Wat na ons liking is om te hoor wat die Here nou gaan sê of so nie. En dit voel baie keer ons blameer God vir al ons swak besluite of ons ongeduld of ons impulsiewe besluite. En dit lei toe dat ons seer kry en onsself in situasies sit wat hy dalk nooit vir ons beplan het nie. So ek wil nou ook net by Tilly hoor, Tilly het nou genoem jou hartklop, ook mense wat deur verwerping gegaan het. En ek dink daar's omtrent nie een persoon op aarde wat al 'n stukkie geproe het aan verwerping nie. Vir my die slegste ding so 'n bietjie van myself, maar ek hou nie daarvan as mense nie van my hou nie, in die sin van dan voel ek represent nie Christus reg nie. Dit was ook altyd 'n ding vir my gewees. Dit gaan nie oor ek wil hê almal moet van my hou nie, want nie almal gaan van jou hou nie. Jy's of iemand se smaak of niemand se smaak nie, maar ewen as ek in 'n vertrek ingestap het en ek klik nie met iemand nie of iemand is dadelik koud teenoor my, dan voel ek verwerp. So ewen so in so 'n klein ding het elke liewe persoon in hulle lewe dink ek al of 'n hartbreek of jy was 'n hartbreek. Hoor my daai nie, 'n hartbreek. Hartbreek. Sorry my mengels daarso. Het iemand al so iets deurgegaan of 'n pa figuur wat afwesig is of 'n ma of wat ook al, maar ek dink elke mens in hierdie wêreld het al 'n bietjie geproe aan verwerping. Soos wat kan mens doen om deur daai goedjies te werk? Ja, weet jy Rachel, verwerping soos jy sê is ons almal dink ek soos jy sê is op 'n manier daardeur. Maar ek dink op die ou einde van die dag die belangrikste ding van dit is ons moet onthou ons almal word groot op verskillende maniere met verskillende invloede in ons lewens en soos byvoorbeeld om deur 'n pa verwerp te word. Dit is ook maar hoe hulle geleer het. Ek noem dit altyd boksies waarin hulle groot geword het. So mens moet probeer verstaan waar die ander persoon ook vandaan kom en wat se seer hy of sy in haar of sy lewe dra. En dit is dalk die rede vir hulle optrede. En ek dink die grootste ding daarvan is jy moet dit verstaan en jy moet hulle vergewe. Vergifnis speel 'n baie groot rol. En dan en die pad met die Here te stap en te weet maar hy het jou uniek geskape. Jy weet hy het jou geken lank voor jou geboorte. So en absoluut om op hom te vertrou en te weet dat die verwerping is nie omdat daar met jou fout is nie, maar dis dalk iemand anders se insecurities en wat jou so laat voel. En dis definitief nie omdat spesifiek daar met jou iets fout is nie. So ek dink 'n mens moet daai diepere menswees verstaan en weet jy weet waar daai persoon vanaf kom. En hulle te vergewe en positiewe energie uit te stuur na hulle toe en miskien vir hulle lief te wees. Ek dink dit is die moeilikste ding om te doen as iemand regtig jou verwerp en seer gemaak het. Hoe wys jy vir daai persoon liefde? Hoe kom jy terug en jy gee vir hulle iets anders as wat hulle vir jou gegee het? Ek het in 'n stukkie van 'n boek wat ek ook gelees het van Stormy, how to be a praying wife, woman en
ek dink jy bid vir jou kinders, jou man en vir jouself. So iets, is so 'n boek van haar, baie oulike boek. In die boek toe praat sy van haar ma wond en sy verduidelik toe, ek dink haar ma was 'n alkoholist geweest en ek dink haar ma het soos haar ma het klomp goed in haar lewe gedoen wat nie vir haar lekker was nie. En sy sê sy moes gekies het om haar ma te vergewe. Maar dit was nie een dag nie. Elke liewe keer wat sy haar ma moes gesien het, want haar ma het nooit herstel nie. Soos haar ma het nie die storie van sy was 'n alkoholist en verander toe nou nie in 'n alkoholist nie. Soos haar ma het nooit verander nie. En tot die dag wat haar ma, ek weet nie of haar ma nog lewe of so, ek het nie heeltemal die storie heeltemal onthou nie, maar basically wat ek op neer wil kom is sy het geskryf in haar boek, it was a daily choice. Soos elke liewe keer wat sy na ma se teenwoordigheid ingestap het, moes sy in haar hart gekies het om te vergewe. En ek vergif is soos daai ding wat jy sê, is nie maklik om iemand lief te hê wat jou te nagekom het nie. Is nie maklik om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het nie. En dit is vir my hartseer om en dit kom nie so maklik vir ons menslike nee, natuurlik nie. My pa is 'n voorbeeld, jy weet, my pa het maar in 'n moeilike huis groot geword met 'n pa wat ook verskriklik dominerend en manipuleer. En dis maar wat hy geleer het, dis maar wat hy geken het. En ek dink in daai jare was daar nie, jy weet, hulp soos daar vandag is en ondersteuning soos daar vandag is nie. So dit is al wat hy geken het. En in die tyd toe hy geleef het, het ek nog nie 'n verhouding met die Here gehad nie. So ek het ook nie al hierdie goed verstaan nie. En ek sal nooit vergeet nie, met my pa se laaste dae het ek en hy eintlik hy was baie lelik met die verpleegspersoneel. Hy was in die hospitaal en my oupa ook. Ja, hy kon verskriklik lelik met hulle wees. En ek het net op 'n stadium vir hom gesê, ek sal dit nooit vergeet nie, pa, as pa nou weer met hierdie mense so lelik is, hulle is daar om jou te versorg, dan gaan ek loop, want ek gaan nie langer daarna luister nie. En toe verloor hy dit en toe jaag hy my basies by die hospitaal uit. En toe loop ek. Jy weet, dit was my keuse, want ek het nie nodig om daai konflik te hanteer het op daai stadium nie. En ja, dit was die laaste wat ek my pa gesien het, want die aand het hy in 'n koma verval, wat ek nie kon verstaan nie, want hy het eintlik maar net longontsteking gehad, en toe laat weet hulle my maar, hy is nou in 'n koma. So dit is ietsie wat my ook altyd sal bly, maar ek het dit ook agter my gesit. En om toe nie 'n skuldgevoel te gehad het nie, was nogal was nogal iets wat by my kom vassteek het. En ja, ek het hom vergewe later van tyd, en ek het net gesê dat, jy weet, dit nie ek gaan dit nie op my skouers dra nie. En ek kon vrede daarmee maak, en veral toe ek die Here ontmoet en ek loop 'n pad met hom. Jy weet, want dit kan altyd by mens bly, en dit kan 'n swaar las wees wat jy op jou skouers dra. Maar ek het net geweet, dis nie my las nie. So ja, en ek het van Tilly nou genoem het, van baie keer met mense ook die verwerping, en dit waar jy gaan, en goed wat mense dalk teenoor jou doen. Ook in 'n manier met ons ook onthou, ons het ook al iewers in ons lewe iemand al verwerp laat voel. Veral ek sê onskuldig in die sin van ek het ook al iemand se hart gebreek, of jy weet, iemand seer gemaak, dalk onbewustelik of so. Selfs met die kinders op skool, nê. Die stoutste kind, dan probeer hulle onder my vel klim. Maar ek sal nooit submit tot dit nie. Ek sal die aand gaan as ek, Here, wys my, wat is dit? Daar's 'n rede hoekom hierdie kind nou so en so en so. En dan op 'n manier net deur daai kind te probeer verstaan vir wie die persoon is, waarin daai kind groot geword het, waarvandaan hulle kom, raak jou hart outomaties net sagter teenoor daai persoon. En verander daai persoon, daai kind se gedrag teenoor my? Nie in die begin nie. Verstaan, dit vat elke dag van my om te kies om te vergewe, daai kind lief te hê, genade te toon. En so met tyd raak daai persoon se hart sagter, en hy sien jy konform nie tot dieselfde. Hy verwerp, maar jy verwerp nie terug nie, jy het lief terug, en jy het vergifnis en genade, en outomaties dan begin. So dis mooi wat Tilly sê, en ek wil net by Tilly dan hoor, jy het al vir my 'n storie vertel, en dis eintlik hoe ons begin relate het, dink ek, dit was op daai kamp ook die heel word naweek, van my ouma se aanval, en my ouma, ek het mos vertel, my ouma was hulle het 'n takshoppie gehad by die plaas, en sy was aangeval deur 3 mans, en hulle het haar geslaan met 'n hamer, en sy was basies amper vermoor gewees, en ek was 12 jaar oud toe dit gebeur het, en dit is waar
my pad ook met die Here begin het. So ek het begin baie die Here soos begin pursue toe ek al 12 was. En toe is ek nou gedoop op 16 en so het dit aangegaan. So my journey en pad saam met die Here het vroeg begin, maar dit het uit daai seer begin. En toe Tilly met my, toe het ek nog vir Tilly gesê, my ouma het nooit haat teenoor daai mense gewys nie. Dit was iets wat ek, en obviously dis iets wat jy kan, my ouma het wel het rede gehad om wat hulle aan haar gedoen het, verstaan? En toe vertel Tilly vir my 'n storie van wat met jou gebeur het, wat my mond laat oophang. En sien dat ons hier op die topik van vergifnis is, waar ek net hoor of Tilly bereid is om die storie te deel, en bietjie met my praat daaroor, en hoe het jy hierdie mense vergewe, en wat die Here deur hierdie in jou lewe kom doen. Rachel, dit was in 2008 gewees. Ek was getroud met my ex-man, en dit was die 1 September. Ek sal nooit vergeet nie, lentedag, en ons het besluit ons gaan bietjie uit eet vir lenteaand, en daarna, dit was ongeveer so 9:30 die aand, ek het op daai stadium in Rustenburg gebly, wou hy vir my gaan wys, ons het daarna gedink om huis te bou, en hy wou vir my 'n erf gaan wys, teen 'n koppie, om, jy weet, die uitsig, sodat ek die uitsig kan sien. En toe ons daar opry die aand, toe voel ek ongemaklik. En dis nou daar waar mense eintlik net vir die Heilige Gees moet besef, dis die Heilige Gees wat jou waarsku. Toe sê ek vir hom, jong, is dit veilig, want daar was nog geen bouwerk aan die gang nie. Dit was nog net erwe wat uitgelê was met ligte. En toe sê hy, ja nee, ek moet nie jy weet, bekommerd wees nie, ons sal net vinnig uitklim, en hy wil net hê ek moet die views sien in die aand, hoe mooi dit is. En ek het uitgeklim, en ek het so 'n paar tree vorentoe gestap, en iets het net vir my gesê, draai om, want hy het agter my gestaan. En toe ek omdraai, toe staan daar 2 mense, weerskante van hom, maar bietjie agter hom, so hy het hulle nie gesien nie. En toe hulle sien, ek sien hulle, toe begin hulle ons aanval, met, ek weet nie of dit baseball bats, maar ja, dit was, glo ek, dit is wat dit was, en hulle het hom toe kophoue gegee, so hy was dadelik uit, so dit was ek alleen wat toe teen hulle moes beklei, en hulle het gekom vir my, die een net die kar gaan roof, om te kyk wat alles in die kar is, geskree, waar is die geld, waar is die selfone, en die ander een het ons, die groter een het ons, jy weet, bly aanrand, so hy het my toe probeer slaan, en ek het toe my arm opgelig om te keer, toe het hy my arm afgeslaan, gebreek, en die baseball bat het my kop getref, en my kop stikkend geslaan, baie bloed gewees. Ja, en ek het maar net, die hele tyd het ek maar net kliphard, jy weet, ek het eintlik net Jesus se naam geroep. Ek het nie geweet hoe om te bid nie, ek weet net, ek het gesê, Jesus help ons, Jesus asseblief, Jesus, dis al wat ek gesê het, en snaaks genoeg by ons kerk, daar in Ewige Lig in Pretoria, is daar 'n groot bord wat sê, Jesus, genoeg gesê. En dis presies wat daar aangebeur het. So elke keer as dit gelyk het of my man bygekom het, het hulle hom weer geslaan. So hy het omtrent 7-8 houe op die einde van die dag oor die kop gekry. Sy breinvlies was geskeur, sy breinvloeistof het uitgeloop. Agterna het die neurochirurg vir hom gesê, as iemand ooit weer vir hom sê, God bestaan nie, dan moet hy vir hulle sê, die feit dat ek hier sit, lewendig, is 'n getuienis, ja. So, maar in elk geval, toe het ek net die hele tyd gebid, en net vir die Here gevra, op 'n stadium het hy my gestamp grond toe, en ek het net vir die Here gevra, asseblief dat daar nie enige verkrachting of so iets plaasvind nie, want dit sou vir my 'n baie moeilike ding gewees het, en toe het ek agterna besef, die Here sê altyd vir 'n mens, hy sal jou nooit bo jou vermoë toets nie, en daai het vir my regtig op die einde van die dag gerealiseer. So ek het net genoeg, mense is ook baie versigtig om nie te veel weerstand te bied nie, want jy wil hulle nie kwaader maak, of te kwaad maak nie, so jy weet, jy veg net terug, om basies aan die lewe te bly, en veilig te wees. So ek sal nooit vergeet, ek het op my sy gaan lê, en ek het net my bene die hele tyd so geskop. En op 'n stadium het hy, jy weet, gekom en half bo op my gesit, en my begin wurg, toe ek nou 'n bietjie, toe hy nou sien ek beklei terug,
En ja, ek het toe gedink daaraan om te maak of ek nou dood is, So onbewus. sodat hy net my kan uitlos. Want ek het begin sterretjies sien. Ek het geweet. En toe maak ek of ek dood is, maar toe het hy nie opgehou nie. Toe hou hy aan om my te wurg. En ek weet nie of die een wat in die kar besig was, of hy 'n engel gesien het en of hy die leeu van Juda gesien het nie. Maar ewe skielik het hy uit die kar uitgekom en hierdie een kom roep en in hulle taal gepraat, seker gesê hulle moet gaan, want hier's iets. So, hulle het letterlik omgedraai en weggehardloop, weg in die veld ingehardloop. Daar was nie 'n kar, daar was niks naby nie. So iets het definitief dit getrigger. Maar voor dit gebeur het die een wat ons aangerand het, het hy besluit om 'n laaste merk te los. So hy het my hand gevat en my vinger so gevat, soos jy sal sien hierdie vinger is skeef, my vinger gevat en hy het hom gebyt. Hy het hom gebyt om hom af te byt. Hy het letterlik, ja, hy was oop gewees. Hy was regtig baie beseer gewees. So, en toe hardloop hulle weg. En toe moes ek nou my ex-man bykry, wat absoluut bewusteloos was. Ek het eintlik gedink hy's dood, om hom daar weg te kry, en hy's 'n groot man, en dat ons kan wegkom. En hy het sy selfoon in daar, ja, so hy kan nie eers iemand bel, my ring, my verloofring, my selfone, alles gesteel. En met die Here se genade het hulle nie die kar se sleutel of die kar gesteel nie. Die sleutel was in die kar. Ja, hulle kon net sowel dit om uithaal en in die veld gooi. En ek het na hom toe geloop en ek het vir hom gesê, hy moet wakker word, hy moet opstaan, laat ons wegkom, voor hulle terugkom en ons kom doodmaak. En hy het letterlik uit daai bewustelose posisie, het hy sy oë oopgemaak, sy gesig was onherkenbaar vermink. Hy het later sy reuk en smaaksintuie verloor. My ouma ook van haar. Van die houe. So hy het letterlik uit daai posisie opgestaan en ek het hom gehelp en in die kar gelaai. En die eerste reaksie was, gaan net huis toe. Ons het so 20 km uit die dorp uitgebly. So ek het toe bestuur en was op pad huis toe, maar toe voel ek, nee, dis nie 'n goeie idee nie, want ek het duiselig begin voel. Natuurlik van al die bloed wat mens nou verloor het, van die kophou gee mos maar baie bloed. So, en toe ek vir hom kyk, en ek sien sy gesig wat regtig amper onherkenbaar vermink was, toe besef ek, ons kan nie huis toe gaan, ons moet hospitaal toe gaan. So ek het net daar omgedraai. Gelukkig was die hospitaal so 2 km weg daarvan af. En toe ek letterlik by die emergency eenheid se deur stop of aankom, toe voel ek daar gaan ek. En ek het net ek kan net onthou ek het op die toeter gelê dat hulle ons moet hoor. En toe het hulle uitgekom en ons kom uithaal. En toe so daar onbewusteloos toe verloor ek my bewussyn. So dit ons toe kom haal en ons is toe in die hospitaal gewees vir 2 weke. Ek dink dit het my 6 maande geneem om weer my normale stem terug te kry en die merke het daar bly sit vir 6 maande. So ek is kort herinner gewees daaraan. Nou as jy dit kort kan opsom, soos hoe het hulle se pad dan van vergifnis gelyk van die hele gebeurtenis wat hulle nou verduidelik het? En nou, hulle het nou genoem, jy het iemand gaan sien, maar soos binne jouself, soos hoe het daai gekom dat jy besluit het, ek sit dit nou agter my en ek kyk nou vorentoe. Hoe dit gebeur? Ja, die hele herstelproses en die feit dat ek daai dag die keuse gemaak het, dis nou klaar. Ek sit dit verby, ek gaan daarvan vergeet. Ek gaan nie laat dit deel van my lewe word nie. Ek het dit ook by die Here se voete gesit en vir hom gevra om my regtig daardeur te help, en ek het gebid en gesê ek vergewe hulle en dat ek regtig 'n groeiproses daarna deurgegaan het, en dit was 'n keuse, dit was absoluut 'n keuse wat ek gemaak het, en ek het ook besef ek moet vrykom, want anders gaan ek die las daarvan dra. Dis soos as mens nie iemand vergewe nie, dis nie, jy doen hulle nie 'n onreg aan nie, jy doen jouself 'n onreg aan, want jy leef daarmee, jy is die een wat die swaar las dra, en ek het net gesê ek gaan dit nie doen nie, ek gaan nie toelaat dat hulle
hulle aksies my vreugde kom steel nie. So dit was letterlik 'n wilsbesluit en 'n keuse. Maar hoe hou mens daai vertroue in die Here as jy so baie goed al deur gegaan het om nog steeds dan te vertrou God is goed, hy het 'n plan met my lewe. Daar's 'n rede oor hoekom hierdie met my gebeur het. So hoe hou mens vas aan daai vertroue in die Here deur moeilike tye? Dit is 'n proses. Ek dink dit is 'n proses want Dit laat my dink aan daai wynmaakproses waaroor ons gepraat het Ja, maar ja, the ja. crushing fermentation en dan is Daar's dit new hy. wine. En ek dink as die Here vir jou in die verlede met kleiner goedjies deurgekom het, dit bou jou geloof. Ja. Jy groei. So jy weet 'n volgende keer as iets gebeur, dan herinner dit jou aan die vorige keer en jy het daardeur gekom. Die Here het jou daardeur gedra. Dit is nie maklik nie. Jy gaan ook maar deur 'n proses, soos wanneer jy iemand aan die dood afstaan. Jy weet jy's kwaad, jy rou, jy's hartseer, jy verstaan nie, jy's kwaad vir die Here. Daar's 'n klomp emosies waardeur jy gaan en dit is die proses waardeur jy moet gaan en mens doen dieselfde as iets met jou gebeur weer 'n keer en jy weet jy moet weer hierdie keer is dit 'n erger ding wat jy moet deurgaan en jy vra vir die Here maar hoe nou? Jy weet ek het gebid, ek het gevra en nou hierdie. En dan laat die Here jou toe dink ek en hy verstaan dat jy so voel, maar dan begin hy vir jou openbaringe gee en hy begin vir jou dinge oopbreek en jy raak rustiger en dan gaan jy deur die volgende proses en dan besef jy, maar al die ander kere was dit die uitkoms en die Here was altyd daar en hy sê vir ons in sy woord, hy sal ons nooit verlaat nie, hy sal ons nooit in die steek laat nie en dan begin al daai goed, jy weet, te realiseer en jy besef, maar hier is iets groter wat hier uit gaan kom. So as jy nie deur kleiner goedjies gegaan het nie en hoe gaan jy groei? En hoe gaan jou geloof versterk? En hoe gaan jy weet dat die Here is jou uitkoms? As jy nie glo dat hy altyd vir jou, 'n beter uitkoms sal gee nie. En op die ou einde van die dag om sy naam te eer. Die eer kom hom toe. Maar ja, dit was regtig lekker om vandag jou hier te gehad het ten spyte van die kykers gaan dit nou nie eens weet nie, maar van al die kat want daar's 'n konstruksie hier buitekant die studio besig en wat veroorsaak het van jy moes net eintlik al 10 uur gery het, ry jy nou al 1 uur hierso al die pad terug Pretoria toe, maar baie dankie dat jy deurgekom het en geduldig was ook vandag en saam met ons gesels het en jou storie en jou testimony gedeel het en ja, dankie dat ek en jy nog lekker gaan saam kuier, dat ons gaan nog lekker troue hou en alles. Amen. Lekker, sien uit. En ja, Helene, mag dit so geseënd gaan met jou en ek is opgewonde om te sien. Ek weet ons gaan nog iets saam doen in bediening en ek is opgewonde om te sien wat die Here nog in jou lewe gaan kom doen. Baie dankie Rachel, dit was regtig vir my 'n baie groot voorreg. So baie dankie vir jou en dankie vir jou span. Ja. Dit is regtig awesome geweest om hier te wees en 'n baie groot plesier en ek sien ook vreeslik uit na wat alles nog in die toekoms voorlê. Vir jou, vir ons, vir my. So ja, dit was 'n voorreg. Ja, dankie. Baie dankie.